Mense is baie keer vriende met iemand, maar baie keer is jy vriende met 'n hele familie. En so was Jesus vriende met 'n hele gesin gewees. En ons leer hulle ken, hulle name Lazarus, sy twee susters, Martha en Maria. Maar ons onthou Martha, sy was die een wat in die kombuis wou werk en vies was dat Maria na Jesus sit en luister. En ons ontmoet hulle weer op 'n ander plek in Johannes 11, waar Lazarus baie siek word. Jesus op daai stadium, hulle is in Betanië naby Jerusalem, en Jesus is nou nie daar nie, hy is toe in die noorde van die land, juis nadat hulle hom wou stenig in Jerusalem. En hy kry 'n berig dat Lazarus siek is en dat hulle angstig is vir hom te sê, kom asseblief, jy kan help. Maar om een of ander rede kom hy nie dadelik nie. En dit sloer, en hulle raak ongeduldig, en Lazarus word al hoe sieker en sieker, tot hy uiteindelik sterf. En die ongelukkigheid is omdat hulle hoor dat die rede hoekom Jesus nie kan opdaag nie so 'n goeie rede is nie. Dit sou nou nog reg wees as hulle hoor, hy kom so vinnig hy kan, hy het die berig gestuur, maar daar het moeilikheid gekom, Samaria het hom verhoed om deur te gaan, en nou is hy opgehou, of hulle het hulle donkies gekaap, of wat dit ook al mag wees, dit sou vir hulle reg wees. Maar uit die berigte hoor hulle, Jesus is half net, vat sy tyd, asof hy nie haas aan hom het nie, en hulle is angstig. En so kom dit Lazarus sterf, en hy begrawe word. Jesus is nie eens by die begrafnis nie. Toe hy uiteindelik daar aankom, is dit 4 dae nadat Lazarus begrawe is. En toe is die verhouding 'n bietjie gespanne, al was hulle die beste vriende denkbaar. En ons kry eers vir Martha wat hom kry toe hy nog buite die dorp aankom. En sy is so ver gaan, aanvanklik is sy ordentlik, mense wil mos nie jou vriende teëgaan of kritiseer nie. Maar op 'n manier kom dit na vore, dat sy vir hom sê, weet jy, verby jammer, u was nie hier gewees nie. Wil ek net sê, ek dink, dis jou skuld dat hy dood is. Nou, dis nogal 'n drastiese ding om te sê, om Jesus die verantwoordelikheid te gee vir Lazarus se dood. Want sê sy, u kon hom genees het, en as hy betyds was, sou hy nie gesterf het nie. Met ander woorde, dis u skuld dat hy gesterf het. So sy, haar emosie kook oor. Sy kan nie keer hoe sy voel nie. Of dit reg is of nie, sy vra nie vir hom dat hy verduidelik of enige iets nie, sy is net kwaad. En as Jesus nog probeer vir haar sê, luister, moenie bekommerd wees nie, dis deel van 'n plan. Sy sê, nee, ek weet wat se plan dit gaan wees. Ek weet hy sal weer lewe, eendag as ons almal gaan opstaan, eendag in die hemel. Maar dis vir my nou 'n skrale troos. U kon verhoed dat hy sterf. Ons het hom nou nodig. Jesus kry haar bietjie gekalmeer en sy gaan roep toe vir Martha vir Maria wat toe nog by die huis is. En Maria wat baie naby verhouding aan Jesus gehad het, ons sien dat sy veral 'n oor gehad het vir sy lering. Sy het graag geluister na hom. Selfs sy kan dit nie keer nie. En sy sê vir Jesus dieselfde. U kon dit verhoed het. Dis eintlik u skuld by implikasie dat hy dood is. En dis interessant van hierdie vriendskap. Dat gewoonlik in vriendskappe is ons geneig om die vriendskap te beskerm. En dan probeer ons nie mense baie keer glad nie kritiseer nie. As daar iets is wat ons ongemaklik laat, verswyg ons dit maar, of ons het een of ander optrede wat maak die ding nie na vore kom nie. Maar in hierdie geval het hulle die vrymoedigheid gehad uit hulle verhouding met Jesus om hulle harte oop te maak en vir hom te sê wat hulle regtig voel. En baie keer is dit vir ons 'n teken van nie 'n goeie vriendskap nie. En party mense sê selfs as vriende iewers teleurgestel is in mekaar, is daai vriendskap nooit weer dieselfde nie. Wat maar waar mag wees van vriendskappe wat nie regtig sulke goeie vriendskappe is nie, want 'n vriendskap wat sy sout werd is, maak dat 'n vriend regtig sy hart kan oopmaak en kan weet dit sal nie teen hom gehou word nie. Dit sal nie die kwaliteit en diepte van hulle vriendskap benadeel nie. En net so is dit in ons verhouding met God. Die openheid in ons verhouding met God is 'n geweldig belangrike faset van ons geestelike lewe. Openheid wat beteken dat ek nie eens na God se kant van die saak wil luister nie. Ek is nou emosioneel. Ek voel nou ingedoen. Ek voel verwerp. En ek wil dit net nou vir hom sê. Want sien, hy is vir my magtig. Hy is al een wat kan help. En hoekom het hy nie gehelp nie? Hoekom het hy nie uitkoms gegee nie? En mense wil baie keer sê, dink eers mooi voor jy daai goed sê. En Jesus wil sê, nee, gee vir my die rou emosie. Gee hulle voor hulle deurdink is. En weet jy wat? Dit maak glad nie saak nie. Want sien, ek gaan jou help om goed in perspektief te plaas. Om die goed op die regte plekke te sit en so tot nugterheid te kom. En ons gaan vanaand na 'n pragtige psalm kyk wat ons help om dit te verstaan. En dit gaan ons lei hoe ons in ons verhouding met die Here hierdie openheid kan hê en kan weet dat dit nooit die diepte van ons verhouding
gaan benadeel nie. Dink lekker daaroor en gebruik hierdie openheid wat die Here tot ons beskikking stel. Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe wêreld kom oopsluit het met U vriendskap. Dankie dat U 'n vriend is oor wie ons nie bedag moet wees hoe ons optree, kan ons U dalk aanstoot gee, kan ons U vies maak nie. Ons is veilig by U. Ons kan onsself wees. Ons kan met U wees wat ons binne onsself is. Ons hoef nooit voor te gee nie. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons in ons verhouding met U so kan verdiep. Wil U vanaand ons besinning seën vandag en wil U daardeur verheerlik word. Amen.